Daar sê goeiemôre aan elkeen van julle vanmôre weer eens hierso en julle wat ingeskakel is, daar waar julle is. Ons hoop en vertrou dat Abba Vader ons sommer 'n diep woord oopbreek vanmôre in hierdie tweede Sondag van 2026. Kom ons bid net weer saam. Abba Vader, dankie. Dankie vir ons heerlike worship vanmôre. Dankie dat ons U kan lofbesing. Dankie dat ons weet dat U is ons Alfa en Omega, ons begin en ons einde. En al wat ons kan bring, is ons offer aan U, is onsself. Dat ons met alles wat ons binne in ons het, U kan loof en te kan prys. Bid vir die woord vanmôre, dat U die woord self sal bring. Ek is net die boodskapper. Dat U my sal gebruik vanmôre om deur hierdie mense te praat, om iets aan hulle te kan bewys, wat U wil sê vanmôre. En ek eer U daarvoor. Mag U die naprediker wees, mag U die ene wees wat breek, wat ketTINGs breek, wat salwing gee, en nie die mens nie. Want net U kan dit doen. En daarvoor eer ons. Ek bid dit vanmôre in die naam van ons Yeshua. Amen. Amen. Ek sal so deur my boodskap vanmôre die tema gee waaroor ek gaan preek en waaroor ek eintlik preek. Maar ek wil 'n skrif, ek gaan 3 skriffies lees. Julle kan maar julle Bybels oopmaak by Galasiërs, in 2 Tessalonisense en Hebreërs. Ek wil net 3 versies lees vanmôre. En as ek miskien iets kan sê oor 'n tema of oor iets is jou deurbraak. Wat is jou deurbraak? Wanneer is jou deurbraak? En ons kan nou 'n klomp noem, hoe lyk jou deurbraak? En hoe sien ons dit? Ons is met baie verwagtinge in ons lewe in hierdie jaar waar ons ingegaan het en baie diep dinge wat in die verlede gebeur het, maar kom ons kyk vanmôre, wat sien ons raak? Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan vers 10, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Ons bly net so om na 2 Tessalonisense. Ek weet dis min dat ek net teksversies, 'n paar versies lees. Gewoonlik kyk ons na die hele, maar my preek gaan vanmôre net op sekere gedeeltes. 2 Tessalonisense 3 vers 13. En julle broeders moet nie goed doen, of julle broeders moet nie in goed doen vervlou nie. Ons lees net vers 13. En julle broeders moet nie in goed doen vervlou nie. Blaai om na Hebreërs 10 toe. Weet ek is so vinnig, ek het lang my papiertjies aangesit, maar Hebreërs 10 is net vanuit vorentoe, of agtertoe, na Openbaring se kant toe. Hebreërs 10 vers 36. Want julle het lydsaamheid nodig om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Nou oké. Ek het vanmôre geen notas voor my nie, ek gaan net my hart uitpraat vanmôre. En ek gaan vanmôre staan op die plek waar ons met mekaar kan kom gesels oor sekere goede wat ons kan verstaan, wat is besig om te gebeur in my lewe. Nou, dit wat ek vanmôre gaan vertel, gaan ek
met julle praat, gaan dit vir julle vertel. Maar jy kan gaan Google, en jy kan die hele storie gaan lees, baie stories oor dit. Dis 'n welbekende verhaal, is 'n welbekende gebeurtenis, 'n werklikheid. Maar wat ons terug gaan vat na my en jou toe. Voordat ek dit vertel, wil ek vir julle net vra, jy kan my hande opsteek. Wie van julle het al vir jare, vir 3, 4, 5 jaar gesit en gedink jou deurbraak kom nie? Steek jou hand op vir my. Ok, amper almal. Nou ek het nuus vir jou vanmôre, en goeie nuus vir jou vanmôre. Wie van julle het al gedink, dit help nie meer om aan te hou met dit waarmee ek besig is nie? Ek ook. Ja, miskien gewonder, maar dit lyk vir my, God luister nie meer na my nie. Ek bid, en 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 ek bid. Ek bid vir my kinders, ek bid vir my finansies, ek bid vir deurbrake, ek bid vir reën, ek bid vir baie dinge. Maar iewers in my lewe het ek 'n opdrag gekry en het ek 'n boodskap gekry waar Abba Vader gesê het, ek wil hê jy moet iets doen. Ek sal voorsien. Maar ek sien dit nie. Ek gaan vanmôre vir julle net weer die verhaal vertel van die Chinese bamboo. En dan gaan ek dit terugtrek na my en jou toe, waar ek en jy vandag sit. En ek hoop elkeen van julle het dit al gelees en ken die storie. So ek gaan dit weer vertel vanmôre. Daar was 'n opdrag gegee aan 'n man om 'n saadjie te vat en dit te plant. Hy het eintlik 'n paar saadjies gekry en die opdrag was vir hom gewees, gaan plant hierdie saadjies en gee hulle water. Jy. Hierdie man het gegaan en die saadjie gaan plant. Of die saadjies. En die opdrag was, gee hulle elke dag water. Jy moet elke dag hulle water gee. En hierdie man het gegaan en hy het gereeld elke dag vir hulle gaan water gee. En die mense in die village het vir hom gevra, maar waarmee is jy besig? Hy sê, ek het saadjies geplant en dit gaan opkom. Nou die ander mense in die village het ook saadjies geplant, hulle het ook bome geplant, en ons weet, na 8 dae kom enigiets op. En so het hy getrou geloop, elke dag water gegee. Na 10, 11, 12, 14 dae het niks uitgekom en die mense het saam met hom geloop en gevra, maar waar is dit? Hy sê, maar ek het opdrag gegee om die saadjie water te gee. Ek gaan so 'n bietjie fast forward. Vir 'n jaar, wat 365 dae is, het hy elke dag geloop en water gegee. En die mense het hom naderhand begin spot. Hoorie, maar jy gee klippe water, daar's niks. By hierdie tyd moes die saadjie al ontkiem het en uitgekom het. Voel julle dit vanmôre? Right. Toe kom die tweede jaar. Elke oggend loop hy met sy gieter en hy gaan gee die saadjies water vir nog 365 dae. Nou ek haal my hoed en my hoed nou afval. Ek sal nou my preek afval. Daar kom niks op nie. Die opdrag was, jy mag nie een dag mis nie. Jy moet elke dag water gee. Vir die derde jaar, 365 dae, elke dag. Imagine jou. Die vierde jaar, elke dag. 365 dae. Elke dag getrou. Loop hy, gee water. Hy sien niks. Nou somehow along the line moes hierdie ou dalk gedink het, maar ek weet nie. Ek weet nie. Het die saadjie nie dalk gevrek nie. Hy het hom nie gaan oopkrap nie. Aan die begin van die 5de jaar, toe hy so loop en hy kom daar toe sny, ja,
Hier staan hy het uitgekom. En hierdie ou hardloop terug na die village toe. En hy gaan roep die mense en hy sê vir hulle, kom kyk. En almal hardloop soet en hulle kyk en hier staan die saaitjie, hier staan die ding, het hy uitgeloop. Weet julle wat gebeur? Binne 6 weke groei hy 80 voet, 27 tot 28 meter in 6 weke. Maar wat het hier gebeur? Het die Chinese bamboo in 6 weke gegroei of nie? In 4 jaar het hierdie ou hom water gegee en het sy wortels begin groei in die grond in die klippe in, diep vir 4 jaar het hy afgegroei. Die onsienlike was besig om te gebeur. Die sienlike, die sigbare, niks. Dit wat ek en jy sien, gebeur nie. Ek sien net doodsheid. Ek sien net droogheid. Ek sien net bossies. Ek sien net mense om my wat vir my sê, en hoe gaan jy nog aan? Is daar dalk iets fout in jou? Maar intussen tyd is die fondasie besig om in te groei. Hoekom? Want hierdie saad sy karakter is sy fondasie en nie die uitloopsel nie. Amen. Want hierdie uitloopsel, wanneer hy begin uitloop en dit is teen die spoed, dan moet hy iets hê wat hom anker, wat hom vashou, sodat die ding nie omval nie. Jy sien dit gebeur in my, ons het ons hande opgesteek, nou vir jare het jy aangegaan en getrou elke dag gebid. Bid. Die Vader kom en hy sê, bid, jou deurbraak is op pad, maar wanneer, ek sien nog niks. Hy sê, bid, want jy is besig om 'n fondasie te lê. Daar is besig om 'n wortelsysteem diep binne die aarde in te gaan. Gaan doen julle eie navorsing en gaan kyk hoeveel mense wat die lotto gewen het, bestaan nog vandag. En hoeveel van hulle geld is nog daar. 'n quick buck, vinnig het hy gegroei, vinnig het hy miljoene gemaak, en toe val hy om. Want hy het geen wortelsysteem gehad wat hom gesupport het nie. Hy het geen agtergrond gehad van hoe om met geld te werk nie. Verstaan julle iets vanmôre, kerk? Nou vanmôre wil die Vader vanmôre vir my en jou iets kom sê. Hy sê vir my en vir jou, moenie bekommerd wees nie. Ek is besig om jou wortels te anker vir dit wat kom. Amen. Dat wanneer die wind waai, wanneer die storms aankom, wanneer hierdie tornado's jou vat, dan sal die boompie buig, maar hy sal nie omval nie. Halleluja. Baie groot bome se wortels is baie vlak. En wanneer daar wind waai, dan sien jy lê die boom. Daar staan daar ander tipe boontjies wat se penwortel diep in is. Psalm 1 sê, hy sê moenie sit in die kring van die regverdiges nie, maar jy moet wees soos 'n boom wat by waters geplant is, wat se wortels diep ingaan en die water gaan kry sodat die boom kan groei. Nou hierdie Chinese bamboo het nie in 6 weke gegroei nie. Dit was die vrug. Maar die wortels was die anker waarin dit moet staan. En die vraag weer vanmôre, as jy hierso sit en jy sê, gaan ek nou maar nog 'n jaar deur? Yes. Prys die Vader daarvoor. Bly net water gee, want jou wortels is besig om te anker. Die oomblik wanneer jy daai wortels, daai saadjie oopgrou en jy vernietig hom, het jy sy stelsel verander. Mense kom en sê, ek is nie meer gelukkig by die werk nie. Ek dink ek moet change na 'n ander werk toe. Jy trek jou wortel uit, dan moet jy voorbegin. Ek is nie meer lus vir die huwelik nie, ek gaan groen weivelde soek. Verstaan julle wat ek sê? Want nou gaan ek my wortel uittrek, maar vir jare het hulle in mekaar ingesaai, in mekaar ingewerk, in die wortels ingeweef in die aarde in. En nou wil hulle opbreek en gaan.
Jy sien ons met een ding kyk, Abba Vader beweeg in die onsigbare. En dis die geloof. Die onsigbare wat ek en jy nie sien nie. Dis die geloof waarin ons beweeg. Maar dit lyk vir my dood. Ons het verlede week gepraat oor die droë beendere. Yes, dis dood. Maar wat sê God vir jou en my vanmôre? Wat sê hy vir jou in hierdie jaar wat voorlê? Wat sê hy vir jou van wat moet jy besig wees om te doen? Hou aan. Never give up. Hou aan. Bly my loof en prys. Hy sê hou aan bid. Hou aan bid. Hou aan bid en lees jou Bybel. Bid en lees jou Bybel. Bly getrou by dit wat ek doen, want jy is besig om water te gee en ek is besig om te laat groei. Maar ek sien niks. Dis reg, jy sien niks. Maar wat sien God? Wat sien hy in jou lewe? Was my so mooi toe Johnny vanmôre sê, hulle het planne gemaak om die kinders hier te kry. Ons het dit ook al gedoen. En hy sê, wow, ek is besig om te groei, te laat groei, en jy wil uithaal. Ek is besig om iets voor te berei vir jou, en jy wil uithaal. Jy wil weghardloop. Jy sien, ons moet dit dink om verstaan, ek en jy moet kon verstaan, wie dien ons? Wie is die God wat jy aanbid? Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie los nie. As hy dit doen, is hy nie 'n waarmaker van sy woord nie. Jy weet die wingerd, die wynstok, die wingerd, kom hy praat van die wingerdstok, die wingerdstok staan aan sy wortels gaan in die grond in. En die wortels kry die krag, kry die sap, kry alles, en dit kom in die stam in, en dan gaan dit in die lote in, en hy sê, ek is die wingerdstok, ek is die wynstok. En julle is die lote, die wynstok dra nie druiwe nie. Dis die lote wat druiwe dra. Hy sê, maar deur my sal my sap kom, deur my sal my krag kom, deur my sal hierdie goed kom na jou toe, en julle weet, druiwe word gesnoei, want lote kom uit, en daai lote word afgesny, sodat die vrug, die sap, die krag, na die loot toe gaan, wat die vrug dra. Daarom kom hy partykeer en hy sny goed af in jou lewe. En jy sê, maar ek like dit nie. Hy sê, maar ek weet wat ek doen. Want ek sny af dit wat nie van jou hoort nie, want dit vreet die kapasiteit op wat by die vrug moet uitkom. Jy sien, wat sê die woord van God aan jou vrug? En aan wie word jy geken? Aan jou Skepper. As jy die verkeerde vrug dra, sal dit nie die een wees waarin jy ingeënt is nie. Maar wie wat by 'n wingerd verbyry, sien die wortelstelsels raak. Ons sien die wingerde raak. En waarna kyk ons? Kyk ons na die stamme, kyk ons na dit, of kyk ek na die vrug wat daar gedra word? As die oestyd kom, dan word die vrug geoes. Vanmôre wil ons eintlik kom by die punt wat om te sê, waarna kyk ek? Is ek besig om na die sigbare dinge te kyk? Is ek besig om dit te sien wat God vir my en jou instoor het, wat hy nie vir jou wys nie, maar wat hy vir jou sê, ek wil net hê, jy moet my glo. Jy sien, daar is 'n baie diep verhaal, julle kan hom gaan Google, sit net Chinese Bamboo en daar kom baie goed uit. Daar kom baie goed uit. Gaan lees dit. Gaan pas dit toe in jou lewe. Gaan kyk wat beteken dit binne in jou lewe. Gaan kyk hoe lank sit jy al en jy gee water en jy gee water in jou kinders. Jy gee water in die gemeente. Jy gee water aan mense. Maar dit lyk nie asof daar enigiets gebeur nie. Maar intussentyd is God besig om te werk. Sommer aan albei. Want hy werk in twee mense, hy werk in die plant en hy werk in jou, sodat jou geloof ook groei. Jy sien, ek en jy moet baie versigtig wees as ons kyk na hierdie dinge, om te sê, maar niks gebeur in my lewe nie. Gaan 'n bietjie dieper en gaan kyk wat regtig gebeur. Maar Vader, my lewe is besig om verby te gaan. Ja, maar ek is nog nie klaar met jou nie.
Abraham en Sarah, God was ook nie klaar met hulle nie. En op 'n punt van verlorendheid sê hy, nou sal ek myself aan jou bewys. My boodskap vanmôre wat ek oor gesit en bid het in hierdie week was gewees, maar Vader, laat in my lewe dan, as U vir my iets sê, dat ek dan daarna gaan sit en kyk, en gaan sê, wat wil God vir my wys? Is dit die regte tyd vir die vrug? As jy op Pick n Pay of in Spar of in Checkers en hy plek en loop, staan daar baie keer bordjies daar, moenie aan die mangoes voel en of jy avokadopere voel en druk nie, want jy voel hom vrot. Jy druk hom vrot. Hy moet self ryp word. Partykeer druk ek en jy ons vrug, dan word hy vrot. Hoe lank wil ons nog dit self kom doen? Ek sal self my eie ding doen. Ek sal self provide. Ek sal self die dinge doen. En dan kom Abba Vader en hy staan terug en hy sê, maar okay, doen jou goed self, laat ons kyk. Want ek is die een wat laat groei. Laat ons sien. So wanneer jy op 'n punt in jou lewe staan wat jy sê, maar die goed werk nie volgens wat ek beplan het nie, wil ek vanmôre vir jou sê, kind van God, staan net bietjie terug en vat die ek weg en sit Yeshua, sit Jesus op die stoel en sê vir hom, ek wil hê U moet hierdie ding vir my uitwerk, want ek werk nou al jare hierdie ding uit en dit is 'n gemors. So dit wys vir my, ek moet oorgee. Ons grou die saad uit, ons beskadig ons eie saad, ons eie plantjie, in steede van net om water te gee. Net om water te gee. En gehoorsaamheid het God 'n groot behaag in, net om water te gee. Ek sal groei. Ek sal laat groei. En voilà, op 'n dag, hier gebeur die dinge. Hier gebeur die deurbrake. Hier gebeur groot goed. Hier gebeur dinge wat die mense na gaan kyk en gaan sê, maar ons kan dit nie glo nie. Kyk hierso. Kyk wat is hier besig om te gebeur. En gaan kyk vandag, dan gaan kyk jy na die krag van die bamboe. Hulle bou stellasies wat hulle geboue bou, nie van staal nie, van die bamboe. Hoekom? Omdat hy so uniek is. Abba Vader wil vanmôre by my en jou kom en hy wil vir my en jou sê, kyk na dit wat ek vir jou gee. Kyk na dit wat ek vir jou toelaat om te gee, om te doen. Wat is dit wat jy in jou hand het? Daai tuinier het, al wat hy in sy hand gehad het, was 'n emmertjie met water. En al wat hy moes gedoen het, net om water te gee. Wat het jy in jou hand? En dit wat in jou hand is, wat is binne in die emmer? So wat sit jy op jou plant? Waarmee voed jy jou geloof? Dis waar ek en jy moet begin kom bestaan in hierdie jaar van 2026. Wat jy gaan sê, sal dit my jaar wees van deurbrake? Ek weet, Abba Vader is besig, ons het dit vanmôre weer gehoor, deurbrake, skielik en suddenly. Dit is my so mooi in die Bybel en die Engels wat hy sê, en suddenly, ewe skielik, is soos 'n weerligstraal wat afslaan en hier is 'n verandering. Hier is iets wat gebeur het. Vir so lank sit ek en ek wag en ewe skielik, bo alle verwagtinge, hier gebeur die ding. En sonder dat ek staan, kry ek die vrug van my arbeid en ek sien, nêrens staan weer hoe baie water moes hy gegee het. Toe hy uitkom, toe stop die water gee en die vrug kom uit. Die geloof het uitgekom en die mense het saam met hom kom staan en gesê, maar kyk, jou deurbraak is hier. Hoeveel van ek en jy wat hier sit, wat vanmôre hier sit, wat nog net sit en dink, maar dis dalk miskien net ek. Of hierdie is nie vir my nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, wanneer jy op jou knieë gaan,
wanneer jy op jou aangesig voor Abba Vader gaan lê, dan roep jy hom aan in jou benoudheid. Jy kom roep hom aan op die vlak van jou behoefte. En hy sal jou ontmoet op die vlak van jou behoefte. Op dit wat jou begeertes is, hy sê dit in die woord, bring al julle begeertes na my toe. Praat nie van greed nie, praat van need. En hy sê, ek sal vir jou voorsien. Abba Vader sy oë deursoek die aarde en hy kyk wie hy kan gebruik om jou te kom bless. Hy kyk waar kan hy jou vat, waar jy is. Ek luister na die Kalahari boere wat hy sit. Hy weet waar om reën te gee, sodat die gras wat dormant lê daar, die saadjie, spruit ewe skielik uit en spekvet is die skaap en die bees. En hy voorsien. Hy kom en hy voorsien in enige behoefte. Kom hy en hy kom sê vir jou, maar ek is God. Vertrou op my. Kom ons hou op om te kyk na dit wat besig is om te gebeur. Kom ons hou op om te kyk wat my belegging keer die bank vir my gaan oplewer. Want die rentekoerse kan val, alles kan val, dan is jou geldjie niks werd nie. Dan is jou beleggingkies niks werd nie. As jou goed wat jy bymekaar gemaak het, niks werd nie. Ek die hartseer wat nou gebeur het onder in die Wes-Kaap, maar die brande wat daar gewees het, mense se huise wat net afgebrand is, hulle het alles verloor. In 'n oogwink. Maar God kom en hy sê, ek sal weer herstel. Hy sê, ek sal jou laat, hou jy net aan. Hulle kan alles wegvat. Daar was 'n tyd in my lewe wat alles van my al weggevat gewees het. Maar hierdie Bybel, hierdie spesifieke ene, het deur dit gegaan. Niemand kon hom wegvat nie. Niemand kan dit wat binne in my is wegvat nie. Niemand kan dit wat binne in jou is wegvat nie. Jou ability om op Abba Vader te vertrou, kan niemand wegvat nie. Net jy. Net jy. As jy opgee. Is dit net jy wat sê, dit maak nie meer vir my sin nie. Maar pastoor, hoe lank nog? Ek weet nie, ek is nie God nie. Jou deurbraak is dalk môre. Jy kom dalk môre by jou tuin en hier staan die spruit. Is dalk miskien volgende week. Is dalk miskien die einde van hierdie jaar. Maar wat ek vir jou vanmôre wil sê, wees getrou in dit wat hy jou gegee het. Wees getrou aan die opdrag wat hy vir jou gegee het. En doen dit, sodat jy sy beloftes kan sien en kan waar word in jou lewe. Amen. Abba Vader, baie dankie vanmôre. Dat ek as mens weet dat U voorsien. Alles behoort aan U. En mense wat hier sit vanmôre, wat hierna luister, en hulle wat inluister, wat daarna sit en luister by hulle huise, by hulle plekke, iemand wat dalk vanmôre baie bekommerd is, iemand wat vanmôre dalk sê, ek het nie meer 'n uitkoms nie, ek sien nie meer die lig nie, dan wil ek net vir jou sê, God sê, bly net water gee, bly net bid, moenie ophou vertrou en ophou glo nie. Want jy draai dalk vandag om en môre is die deurbraak daar en jy verloor dit. Hou vas. Abba Vader kom en hy sê vanmôre, ek is jou voorsiener. Ek sal jou elke dag onderhou, alles dit net met manna en kwartels. Alles dit net met die vog in die lug. Jy soek die strome, maar ek sal jou voed met die vog, totdat ek jou bring by my seëninge. Dat ons oë dan net vanmôre op U sal rig en gaan sê, my God, alles wat ek het, is uit dankbaarheid voor U. En ek is bereid om net elke dag te doen wat U sê ek moet doen. Laat ons nie ophou om goed te doen soos die woord vir ons sê nie. Want wie sê, jy doen dit dalk vir 'n engel? Dat ons elke dag
in ons handel en wandel gehoorsaam sal wees aan U. Al lyk dit moeilik, al lyk dit nie moontlik nie, maar dat ons sal doen wat U sê. En dan sal die getuienis uitkom, hoe groot is U. En die mense sal dit raak sien, en hulle sal U eer, omdat U so wonderbaar is. Bid hierdie dinge vanmôre, omdat ons dit van U af kan vra, en omdat ons weet dat U is die enigste voorsiener, wat standhoudend is. Bid dit vanmôre, in die naam van Jahweh. Amen. Amen. Mag die vrede van Abba Vader met julle wees, en laat hierdie woord die naprediker sal wees, en dat julle dit sal hoor en sal doen, sal Shema. Baie dankie, vrede vir julle.